Ons praat oor, kla jy of is jy dankbaar? En hoekom ek kla eerste sit? Want dit is 'n negatiewe ding. En die hartseer is, dat baie vinnig kom kla by ons op. Dis soos 'n bossie. Jy kan 'n land vat, en jy kan hom ploeg en mooi gelyk maak, nog voordat jy geplant het, voordat dit reën, die eerste ding wat opkom, is onkruid. En ek dink dis hoe kla is. En nou moet jy ook verstaan, kla is iets persoonlik teen die Here. God vat dit as persoonlik teen hom. Jy dink jy kla sommer maar net, maar dit 'n geestelike effek, jou kla. Want onthou, God loop 'n pad met jou. God, hy is jou vader, jy is sy kind, hy gee om vir jou. En nou gee jy nie aandag, nou worry jy nie, nou kla jy en jy mou en jy grou en jy doen dit om goed. En God sien dit as persoonlik teen hom. En dis eintlik gevaarlik. God raak kwaad, hy raak ongelukkig daaroor. Nou kom mense en dan sê hulle vir my, ja, maar ons weet alles sal ten goeie meewerk. Hulle kla en dan sê hulle, maar ons weet alles sal ten goeie meewerk. Maar hoor wat sê Romeine 8 vers 28. En ek lees dit vir jou, want mense haal dit verkeerd aan. Hoor wat sê. En ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk, meewerk, saamwerk, vir hom wat hom liefhet. Eerste voorwaarde. Tweede voorwaarde. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. So, alles werk nie vir almal ten goeie mee nie. Dus daar's twee voorwaardes. Hulle wat hom liefhet en wat geroep is volgens sy doel. En ek dink 'n oomblik daaraan, dis juis omdat ek liefhet dat ek nie kla nie. Dis juis omdat ek liefhet dat ek dankbaar is vir elke dag, dankbaar is vir dit wat God doen, dankbaar is, daarom kan ek met dankbaarheid na die Here toe gaan en die Here dankbaar wees teenoor God, want dis wat God wil hê. Plus ek leef in die doel. Nou kan jy vra maar, wat is die doel van my lewe? Matteus 5 sê baie duidelik, die doel van die lewe is dat jy sout vir hierdie wêreld sal wees. En as jy nie meer smaak het nie, as jy jou smaak verloor het, dan beteken jy niks meer vir die Here nie. Dis wat Matteus 5 sê. Gaan lees dit. Hy sê ons is sout, smaak vir hierdie wêreld. Hy sê ons is lig vir hierdie wêreld. Hy sê en as jy 'n lig het nie, dan sit jy daai lig nie onder 'n maatemmer nie. 'n Stad wat op 'n heuwel gebou is, kan jy nie wegsteek nie. Jy sien dit vir kilometers ver. Daai lig wat daar is. En dan sê hy, laat julle lig so skyn, dat mense julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So wat is die doel? Die doel is nie dat ek kla nie, die doel is nie dat ek 'n mouner is nie. En dan kan ek duidelik sê, jou gemoun gaan God nie verander nie. Jou gemoun gaan nie maak dat God reageer nie. Dit is geloof wat maak dat God reageer. Maar as ek in liefde is, sê Here, ek is dankbaar, ek is jammer vir wat gebeur, maar ek is dankbaar vir U, Here, en ek gaan smaak gee, ek gaan lig gee, en ek leef in daai doel, glo ek, God gaan alles ten goeie laat meewerk. God sal alles laat saamwerk, met al hierdie verkeerde dingetjies, wat met jou gebeur, gaan God alles laat meewerk. En iemand het een keer so 'n mooi vergelyking gesit, en gesê, as jy koek bak, en jy vat net die meel en eet net die meel, dan sleg. As jy net die bakpoeier eet, dis sleg. As jy net die eier so rou eet, dis sleg. As jy cocoa power poeier vat en jy eet dit, dis gaga sleg. Maar as jy alles bymekaar gooi en jy meng dit en jy bak dit, dan word die koek lekker. Dan is dit lekker. En ek dink dis wat jy moet verstaan, dat klomp dinge in hierdie wêreld, wat nie die Here se skuld is nie, wat goed met ons gebeur, vat God en hy laat dit ten goeie meewerk, laat dit op die eind van die dag baie lekker is. En ongelukkig gaan jy partykeer deur 'n oond moet gaan. Ongelukkig gaan jy partykeer deur moeilikheid moet gaan, swaar gaan, vuur moet gaan. Maar die vuur brand die slegte goed weg en maak jou skoner en heiliger en jy sit op 'n nuwe plek. So ek wil vir jou sê, ons moet dankbaar wees dat God ons nie los nie en met ons werk. Dan sê ek, dankie Here, maak nie saak wat met my gebeur nie.
dat U laat alles ten goeie meewerk, want ek het U lief, ek gaan dankbaar wees, ek is leef volgens U roeping, ek gee smaak, ek gee lig, dis wie ek is. So dankie dat jy dankbaar is en die pad van die Here loop. Dankie, jy's 'n great blessing.